Dankie. Vader, waar ons nou net om die woord gaan sit, bid ek dat die regtig tot ons harte sal spreek vanoggend. Here, help ons dat U deur die Gees ons sal help om die regte keuses en besluite te neem. Dat ons vanoggend dat ons lewe sal kies. En ek bid dat U my ook sal help om dit reg af te lewer. En ek bid dit in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Ek kan my sitplek neem. Dankie. Ek wil 'n woord deel. Baie van die goed wat ek vanoggend sê is goed wat julle in die afgelope maande reeds gehoor het. Maar ek bid dit sal regtig vanoggend vat en dit wil probeer regtig dat dit prakties sal wees en dat ons dit prakties regtig sal toepas. Maar dan om dit reg te kry, moet ek mooi luister en dan moet ek die besluit neem en die keuse neem om dit te gaan toepas. Met ander woorde, wanneer ons skrif lees en Bybel lees, ons moet nie net lees vir lees onthaalwe nie. Ek hoop dit maak sin. Ons moet nie net lees vir inligting nie. Maar ons moet lees vir toepassing ook. So ek moet lees, ek moet reflekteer op daai woord, ek moet dit bepeins en dan, Here, hoe pas ek dit wat U vir my wil leer uit die woord uit? Hoe gaan ek dit in my daaglikse lewe uitrol? Hoe gaan ek dit daagliks toepas? En ek dink baie keer kennis van die woord is nie ons probleem nie. En as ek sê kennis van die woord, inligting rondom die woord. Ons ken skrifgedeeltes, ons ken baie van die goed. Die uitdaging is die toepassing van dit wat ons ken. En ja, so bekende gedeelte, Filippense 4 vers 4 en ek dink vanoggend as ek praat ek meer met myself as met julle. So as ek 'n uitnodiging gee vanoggend na die ding, sal ek my eerste uitkneel. En as ek dink, dit wat ek praat vanoggend, toe ek hier inloop, het ek klaar dit misgevat. Paulus bemoedig, hy skryf Filippense 4. En as ons Filippense 4 hoor, dan weet ons dadelik, dan dink ons dadelik aan wat Paulus gesê het daar in Filippense 4. Maar die eerste versie van Filippense 4, dan sê hy, daarom my geliefde broeders en susters, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon. Dan word hy sê, Jochrie, ek is so trots op julle. Dan sê hy, staan so vas in die Here, my geliefdes. Staan vas in die Here, sê hy, vers 1. En dan kom hy by vers 4. Ek gaan lees weer eintlik die hele Filippense deur. Maar Filippense 4 vers 4, dan sê hy, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Sê vir iemand net langs jou, verbly jou in die Here. Ag en julle, as jy dit vir die ou sê, lyk net asof jy jou bietjie verbly. Verbly jou in die Here. Hoor jy, het die suurlemoenig, okay, party van julle dalk suurlemoenig gesuig op pad hiernatoe. Maar hoor hierso, verbly jou in die Here en dan sê hy, ek herhaal. As hy dit herhaal, moet dit tog seker belangrik wees. Hy sê, ek herhaal, verbly julle in die Here. Laat julle suurigheid aan al die mense bekend word. Nee, hy sê, laat julle vriendelikheid aan die Here bekend word. Hoekom? Want die Here is naby. Hoe naby is hy? So naby as wat my asem in my is. So naby is. Want sy Gees is in my. As ek so uitasem, dit kom van binne af. Sy Gees is in my.
Dis hoekom ek vriendelik kan wees, want my vriendelikheid is 'n uiterlike manifestasie van hom wat in my is. Hy sê, wees oor sommige goed besorg. Of ergens verstaan ons, lyk dit my nie die skrif nie, ek het hom nou verander. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Niks. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Jy sien, wanneer ek my begeertes by hom bekend maak, deur gebed en smeking, en ek doen nie die danksegging nie, dan loop die gevaar dat my begeertes bekend maak by God word 'n klaagsessie. Hoor mooi. Want ek is so gefokus op my begeertes en alles wat ek nie het nie. So ek begin eintlik, want sonder danksegging word dit regtig, dit begin 'n moan sessie word. En my lys word al hoe langer en langer. Maar jy sien, sodra ek die danksegging by my begeertes bekend maak en smeking by God, sodra ek die danksegging daarby sit, dan vat ek die fokus van die begeertes na wat hy alreeds vir my gedoen het. Want danksegging maak my fokus op, ek sê dankie vir al sy beloftes. Ek sê dankie vir sy teenwoordigheid. Ek sê dankie vir dit wat hy alreeds vir my gedoen het. En hy is die God wat gister, vandag en tot na al ewigheid dieselfde is. Dit wat hy gister gedoen het, sal hy tog vandag ook vir my kan doen. So danksegging skuif my fokus en dit bring weer hoop in my binneste. Want jy kan nie kla en dankbaar wees selfde tyd nie. An attitude of gratitude. So luister bietjie na jou eie woorde wat jy gebid het die afgelope tyd. Hoe klink jou gebede? Hoe klink my gebede? Iemand sê vir my nou die dag, toe ek met hom sit, hy sê vir my, hy wou eintlik saam met my gebid het. Ek sê, hoekom? Want hy sê, wanneer jy saam met iemand bid, dan sien jy eintlik wat in sy hart in die gang is. Maar jy sien, wanneer ek bid, dan wys dit eintlik, wat is my stand regtig in die Here? Dis 'n demonstrasie van waar staan ek in die Here? Ek hoop het. Hy sê so, met danksegging maak my begeertes by God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jy sien, wanneer ek daai begeertes bekend gemaak het met danksegging, dan los ek dit by hom. Ek gee dit vir hom. En mense, wanneer ons bid, die Here het nie my en jou voorstelle nodig nie. Dis of ons maak ons begeertes bekend, dan probeer ons vir die Here vertel hoe ons dink dit moet gebeur. En dis my baie keer dan klink dit ons gebede so asof, jong, ek moet net vir die Here so 'n paar tips gee, soos of hy nou nie weet presies wat hy nou moet doen volgende vir my nie. Nee, maak jou begeertes bekend. Leave the rest to him. Hy sê, in die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle sinne en julle harte bewaar. Mense, dit is so belangrik, want sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, alle denke, wat maal hier in my gedagtes, wat vir my so onmoontlik maak, sy vrede oorweldig dit. En dit sal my hart en my denke bewaar. Want jy sien, nou wandel ek in die vrede, en wanneer die vyand sê, nou, kyk hoe sukkel jy, kyk hoe swaar kry, kyk hoe skeef loop die dinge. Sy vrede wat my verstand te bowe gaan, sê, he's got me. Hy het my.
Hy's daar. En dis hoekom, dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Het julle al ooit beleef as jy met mense sit en praat en jy vertel hulle bietjie en hulle vra hoe gaan dit, hulle vertel en hulle is bewus van die goed waardeur jy gaan. En dan sê die mense, hoe kry jy dit reg om so kalm te bly? Hoe kry jy dit reg dat jy nog smile en vol blydskap is? Dis sy vrede wat alle verstand te bowe gaan en wat my hart en my sinne bewaar. Het ek en jy vanoggend sy vrede? Dan sê vers 8, verder, wat daarbey aansluit, wat deel vorm van dit wat hy gesê het, sê hy verder, broeders en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met jou wees. Kolossense sê, bedink die dinge wat daarbo is. Wel, daar's 'n redelike opsomming van die dinge wat daarbo is. Hy sê, wat julle geleer het, en ontvang, en gehoor, en in my gesien het. So Paulus sê, dit wat ons in hom gesien het, wat ons geleer het van hom, wat ons ontvang het van hom, doen dit. Hy sê eintlik, volg my voorbeeld. En sien Paulus op 'n stadium gesê, volg my soos wat ek Christus volg. Volg? Jep. Nee, Paulus sê, volg my soos wat ek Christus volg. Ek doen wat Christus doen. Het ek dit reg, Tim? Ja. Ek doen wat Christus doen. Paulus sê, soos dat ons moet hom naap, die Here naap. Maar wat hy hier sê is, wat julle in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met jou wees. Hoekom? Want hy naap die Here. Hy wil ek en jy moet Christus naap. En hy sê, die God van vrede sal met jou wees. En baie keer as ek nie vrede het in my hart nie, as ek nie vrede het in my lewe, moet ek myself die vraag afvra, is ek besig om hom na te aap? Is ek besig om te doen wat Christus sou gedoen het? Nou, toe ek nou sê, Paulus sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. Dadelik is daar by ons gedagtes wat begin hardloop om te dink, maar hoe moet ek dit regkry? Hoe gaan ek bly wees elke dag? Altyd bly wees. Hoe moet ek dit regkry? Weet jy wat interessant is, as jy gaan kyk na Filippense, ek het nou net so vinnig geloer. Daar's 15 plekke in daai 4 hoofstukke wat hy praat oor blydskap, bly wees en verbly jou in die Here. 15 keer. Maar jy sien, verbly jou in die Here begin by 'n besluit en 'n keuse. En ek en jy kan daai keuse maak. Jy het die vermoë om dit te doen. Emosies. Ek kan nie die emosie kies nie. Want as ek vir jou moet sê, emosies is 'n ding wat gebeur. Die Here het ons emosionele wesens gemaak. Ek kan nie sê, Gunther, begin huil nie. Ek gaan dalk redelik aangeplak wees, maar dit gaan nie, ek het nie 'n switch wat hy gooi nie. Maar ek en jy het 'n beheer oor wat ons gaan doen en hoe ons gaan reageer en hoe ons gaan optree.
As hy sê verbly jou in die Here en dis 'n keuse, ons kan dit regkry, want weet wat, 'n praktiese eenvoudige voorbeeld. Jy en vrou lief beklei met mekaar, julle het 'n hengsige stryery. Jy het jou radkas behoorlik gesteel, het julle radkaste behoorlik gestrip vir mekaar. Dan lei die deurklokkie en jy maak die deur oop en dan staan die pastoor voor die deur. Julle, jy's so heilig, jy kan nie botter in daai bek smelt nie. En moenie vir my so snaaks lag nie, julle het dit gedoen. Want ek het al by baie van julle se huise gekom, dan is julle nog die hoendersin vir mekaar, maar Jesus, julle smile en is vriendelik. Want ek en Amanda het dit gedoen as julle by ons huise aankom. Inteendeel. Dit het al gebeur as ons kerk toe ry. Nou ry ons met 2 karre, dan verhinder ons dit dat ons nie mekaar beklei op pad kerk toe nie. Nee, ek spot. Dan kom jy by die kerk aan, julle is kwaad vir mekaar, inteendeel julle praat nie eens met mekaar nie, en as julle daai deur inloop nie, môre, ag nee, dit gaan goed dan. As hulle skynheilig, ja, dalk bietjie skynheilig, maar weet wat, dit demonstreer, dit wys jou, jy het die vermoë om te kies. Wil weer sê, was 'n demonstrasie dat jy die vermoë het om anders te kies. Want toe jy inloop en toe die deur oopmaak, toe kies jy om anderster uit te beeld. Ek en jy kan kies om ons te verbly in die Here. Ek het hierdie goed al gedeel, en ek gaan dit net in kort deel. Volgende jaar gaan ons bietjie meer tyd daaroor spandeer. Deel van die goed, ek dink al aan goed wat dink belangrik gaan wees. Daar het gesê, wat ek beleef is die Here wil my en jou posisioneer in hierdie nuwe jaar wat kom. Hy wil ons posisioneer, herposisioneer in ons verhouding met hom, in ons verhoudings met mekaar. Hy wil ons posisioneer om netwerke te bou, maar hy wil my en jou posisioneer om hom te demonstreer. En as dit kom by jou te verbly, sien wat belangrik gaan wees is, ek en jy, ons leefwyse, is die Bybel wat mense daar buite gaan lees. My kollegas by die werk wat dalk nie die Here dien nie, jy is die boodskap. Jou leefwyse gaan demonstreer. Mense hou vir my en jou baie fyner dop as wat ons dink. Ons kinders hou ons dop. Hoe sê? Ja, te veel. Wat hulle gaan doen wat jy doen. Dit help nie ons quoteer Bybelversies en preek vir die mense, maar my lewe getuig nie daarvan nie. My lewe moet 'n uiterlike demonstrasie daarvan wees. Die Here sê jy moet jou vyand lief hê. Dis nie 'n emosie nie. Gaan lees 1 Korintiërs 13. Dis 'n besluit, dis keuses. Nou as dit kom by jou brein, en ek wil net vinnig te deel. My logiese denke, hulle praat van die cerebrale cortex, cerebral cortex. Ek hoop ek kan reg gespreek in Afrikaans. Die cerebrale cortex, dis die grootste deel van jou brein. Dis waar al jou logiese denke plaasvind, jou verbeelding, jou entrepreneurskap, jou vermoë om te skep. Dan die tweede deel wat hulle van praat. Hulle praat van die 3 breine. Die tweede deel van die brein is wat hulle noem die limbiese stelsel. Nou jou limbiese stelsel praat hulle van, dis jou emosionele brein. Dis waar al jou emosies gesetel is. En wat jy moet verstaan, die emosie, die limbiese stelsel het nie logiese denke nie. Daar's nie logiese denke in die emosionele brein nie.
En dan die derde brein wat hulle van praat is jou reptielbrein, jou oorlewingsbrein. Dis waar jou veg, vlug, vries gesetel is. Nou wanneer hy sê, verbly jou in die Here, dis nie, dit begin nie by die emosie nie, dit begin by jou keuse, 'n denkwyse. Nou wat belangrik is, wanneer ek en jy emosioneel raak, hoe meer ons emosioneel word, hoe minder word my logiese denke. Hulle sê ons het 'n gemiddelde IQ van 100. Jou basispunte 100 punte. As jy 100 punte, 100 IQ toets het, basispunte toets, dan jy kan matriek skryf, jy kan studeer, jy kan lewe, jy gaan aan, jy's alright, jy's skerp. As jy bo 130 gaan, en ek gaan nie nou in die detail en gaan nie, bo 130, dan begin hulle sê jy's geniaal. Ek vergeet elke keer daai ou, wat was daai slim ou wat in die rolstoel was, wat so 'n bietjie Stephen Hawkins, hulle sê die ouens was baie clever, dankie Rolien. Hawkins, en hulle sê Einstein, sy IQ het getoets hier by 160, 165 as ek reg kan onthou. Daar was 'n seentjie van Israel, so 'n paar jaar terug was hy hier in Suid-Afrika, hy was 10 jaar oud, toe gee hy klas vir die ingenieurstudente by die universiteit. Hulle het gesê sy IQ is hier naby 300. Tussen 250 en 300. Ek het nou die dag so tyd terug het hulle my getoets. Toe toets my IQ so 168. Okay, julle is veronderstel om nie te lag nie, julle is om te sê ja. Maar as jy 100 toets, is jy fyn. Maar as jy 75 toets, dan praat hulle van that you become idioties. Dit grens aan Bobbejaanbrein. Want jy verloor op 75 het jy nie meer die vermoë om al daai logiese denke soos wat die Here ons as mens mee toegerus het, is nie beskikbaar nie. Nou wanneer jy emosies begin beleef en jy raak emosioneel, dan kan jou IQ val tot met 25 punte. Jy sien waar ek op pad is. As jou IQ 100 is, en jy word kwaad, en jou IQ val met 25, dan is jy op 'n plek wat jy idioties begin raak. Jy word eintlik stupid. Dis soos 'n ou wat road rage kry. As jy met die ou praat wat road rage gehad het, en jy sê vir hom, hoorie okkie, hoekom het jy so opgetree? En dan sê ek weet nie. Inteendeel, party mense kan nie eens onthou wat hulle behoorlik als gedoen en gesê het nie. Hoekom? Want sy IQ het geval. Jou vermoë om logies te dink het geval. Nou hoekom sê Paulus verbly jou? Kies dat jy teruggaan. Ons praat altyd in die opleiding van jou blou brein as jou logiese denke, jou rooi brein is jou emosionele brein, jou groen brein is jou oorlewingsbrein. As jy in jou rooi brein ingaan, in jou emosionele brein, en jy verloor die vermoë om logies te dink, dan hoe gaan jy gelei word deur die Heilige Gees? Wanneer jy jou IQ begin val, dan begin jy te vergeet wat die skrif sê. Want dit lê in jou logiese brein. Wanneer Paulus skryf en hy sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Dan kyk hy sê, ja, jy gaan kwaad word. Maar ek en jy het die vermoë om onsself te beheer ook. Hulle praat van in Engels die impulse control. En dis een van die grootste probleme wat mense het vandag. Daar's nie impulse control nie, daar's nie impulsbeheer nie. Ons skiet op 'n impuls. Ons reageer en beweeg op 'n impuls. Ek het dit al voorheen gesê ook.
Ons is so lief om vir mense te sê, maar Peer het my kwaad gemaak. My vrou het my kwaad gemaak. Die taxi het my kwaad gemaak. Nee. Jy het kwaad geword. Want jy sien, sodra ek sê, jy het my kwaad gemaak, dan het ek beheer verloor oor my lewe, en jy het nou beheer van my lewe. Sien, Etienne het my kwaad gemaak. So ek is nie meer verantwoordbaar vir my optrede nie, want hy het dit gedoen. Ek kan jou frustreer, ek kan jou uitlok, die Engels praat van I can provoke you, maar ek kan jou nie kwaad maak nie. Jy het beheer oor hoe jy gaan optree. Your short fuse is your excuse to abuse. Wil dit weer sê, your short fuse is your excuse to abuse. Ons baie maklik kan sê ons, ja maar jy weet, Onte Klerk is so, hang maar kort lont. Hou op jou mishandelende gedrag te gebruik hou op daai verskoning te gebruik vir jou mishandelende gedrag. Ons het maar 'n short fuse, nee. Jy het 'n probleem met selfbeheersing en verantwoordelikheid te vat. En as dit kom by die limbiese stelsel, die emosionele brein, dit sluit in al die emosies. Selfs verliefdheid en blydskap. Ek gaan nou afbeweeg van dit, maar net 'n voorbeeld ook. Verliefd wees. Hoeveel keer, dalk toe jy verlief was, of van julle wat julle kinders verlief geraak het, en dan sit jy met jou dogter, of jy sit met jou seun, en jy sê, my meisiekind, dis moeilikheid. Nee pa, ek is lief vir hom. Dit maak nie saak wat jy sê nie. Daar's nie logika op daai oomblik nie, want hulle is in die limbiese stelsel. Dis die rooi brein. Wat het die ou mense altyd gesê? Die liefde is blind, trou is die bril. Somewhere, dan begin jy weer uit daai rooi brein en die blou brein in te gaan, en dan besef jy, hoe het ek nie vir my pa geluister nie? Mense, daai emosionele, soos ek sê, daar's nie logika daar nie. Mense, jy kan die stilste, skaamste, teruggetrokke persoon kry wat jy gelewe ontmoet het. Weet soos wat ek is, skaam, stil, teruggetrokke, terughoudend, maar jy kry iemand wat regtig skaam en terughoudend is, dan wen hulle 'n kar. Mense, dan val daai tor af. Die skaam en al daai goeters, daai ouens hak uit, man, hulle gaan rondhardloop op die stoele en jive, ek gaan gewen, heeltemal uithak. Dan vra hy na die tyd, wat? Nee, dit was nie ek nie. Wat ek wil op neerkom vanoggend is, jy kan kies. Ja, jy gaan daai emosionele dingetjie dalk 'n bietjie beleef, maar ek en jy moet verantwoordelikheid vat. En die Here wil hê ons moet reg optree. Jakobus 1 vers 19 sê, Jakobus, hy sê, so dan my geliefde broeders en susters, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle
vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Die woord ken en toepas, is 'n hoorder, is iemand wat hoor en doen. Iemand wat lees en doen. Iemand wat lees en toepas. Application. Hy sê, ek moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. Ek het nog nie iemand raak geloop wat hulle self in die moeilikheid ingeluister het nie. Maar ek het vrek baie mense, self ook, gekry wat hulle self in die moeilikheid ingepraat het. Ek is altyd, as ek moet praat by 'n plek, dan mis ek my vrou. Amanda sit altyd agter in 'n diens. Waar ek ook al, sy sit altyd agter. Want sy ken my al so goed. My bek is vinniger as my brein. Dan begin ek 'n storie spin, en dan weet sy, jy gaan jouself sink. So sy sit agter, as ek die storie begin, en wys sy vir my, dan weet ek, cancel, moenie eers verskoon, klim net af van die storie af, want jou koekoepan is nou op die verkeerde spoor. Soos ek sê, ek het nog nie iemand gekry wat hulle self in die moeilikheid in luister nie. Die Here het vir jou 2 ore gegee en 1 mond. Luister 2 keer soveel as wat jy praat. Dis jou bek wat jou in die moeilikheid kry, nie jou ore nie. Ekskuus, dis jou mond wat jou in die moeilikheid kry, nie jou ore nie. Luister. Hy sê, pas toe. So kom hy sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, ons moet elke gedagte gevange neem en dit gehoorsaam maak tot God. Net dit doen. Emosies dryf jou gedrag. Nie jou denke nie. Emosies is wat jou gedrag dryf. Maar ek en jy moet leer om die regte gedagtes te dink, wat die regte emosie gaan opwek, wat gaan lei tot die regte gedrag. Ek wil dit weer sê. Ek en jy moet die regte gedagtes dink, wat die emosie gaan opwek, wat die gedrag, die regte gedrag gaan bepaal. So dis hoekom hy sê, alles wat rein is, alles wat waar is, alles wat loflik is, bedink dit. En laastens wil ek net voordat ek gaan afsluit, paar goed en net mee wil afsluit is, net toe ek en jy dink, ons het nou al die verskonings en redenasies oor hoekom ons nie van hierdie goeders kan doen nie. Gaan Paulus verder in Filippense 4 vers 10. In Filippense 4 en hy sê, ek het my grootliks verbly, vers 10, in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink. Waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Paulus sê, weet ek so bly, ek beleef net julle goedheid weer, want hulle het goed vir Paulus gebring, want onthou, Paulus skryf Filippense, hy is 'n gevangene. Ons nie tyd om deur die agtergrond te gaan nie. As jy alles gaan kyk, Paulus sit as 'n gevangene in Filippi. Daar's Romeinse wagtom wat hom 24/7 dophou, wat hom bewaak. Hy kom daar, jy weet, hy beland daar, want die Fariseërs en van die ander ouens het hom daar laat beland, met hulle valse klagtes. Nou kom hy in Filippi aan, nou is daar predikers wat valse goed preek, en hulle preek goed, maar hulle probeer Paulus in 'n slegte lig ook plaas. Dis kom hy sê, ouens, as daar moeilikheid is, byt vas. Moenie afdwaal van die paadjie af nie. En nou sê hy vir die mense in Filippi, hy sê, hoor hierso, so dankie. Ek weet julle het nooit opgehou aan my te dink nie, maar ek weet ook julle kon nie goed vir my stuur, want dit was nie moontlik nie. Julle was nie in staat nie, want jy kon nie 'n gou-gou pay shop doen nie,
of 'n elektroniese oorbetaling doen nie. Hulle moes 'n boodskapper stuur met geld en finansies en middele na hom toe. En hy sê, ek besef, ek weet, julle kon dit nie doen nie, maar so dankie dat julle dit nou gedoen het. Maar hoor wat sê hy? Hy sê verder, hy praat en hy sê nie dat ek uit gebrek dit sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Is ek en jy vergenoeg met ons omstandighede? Ons kla so oor die dinge wat ons nie het nie, dat ons die dinge wat ons wel het miskyk. Hy sê, ek weet wat armoede is. Ek het dit net uit die nuwe vertaling uitgehaal. Hy stel dit net 'n bietjie anders, mooier, eenvoudiger. Hy sê, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Hy sê, I've been there, got the t-shirts. Ek weet wat dit is om swaar te kry. So wanneer hy skryf, praat hy uit sy ervarings, belewennisse, die pad wat hy gestap het. En dan kom hy en hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Jy sien, alles wat hy van my en jou sê, wees bly. Ek is daartoe in staat, want Christus gee vir jou die krag. Gee vir my die krag om die regte keuses te maak. Kan jy verstaan, maar as ek die heeltyd in die emosionele brein ingaan, as ek die heeltyd in die rooi brein ingaan, dan begin ek te vergeet wat die dinge is wat hy my geleer het. Ek begin dinge te doen wat nie logies is nie. Kom ek kan sê so stel, wat nie meer skriftuurlik is nie. Die laaste voorbeeld wat Paulus gehad het, dan gaan ek afsluit. Filippense eers van 1 vers 9. Ek gaan nou terug na die begin van Filippense. Hy sê, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. So as hy praat van in begrip, dan is dit nie net 'n emosie. As hy praat van liefde, dan is dit die agape liefde van God. Dis nie net 'n emosie nie, daar's emosies betrokke, maar daar's ons begrip, daar's fyn aanvoeling. Hy sê sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Christus Jesus sal julle geheel en al die regte verhouding met God wees, tot sy lof en sy eer. Ek wil hê julle moet weet, broeders, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevange is. Deur my boeye is die meeste broers ook in hulle verhouding op die Here vergesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Dan sê hy, wel, daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers is op my is en iets teen my het. Maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat die taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en sy onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op alle maniere word Christus bekend gemaak. En daaroor is ek bly. En hy sê, ek sal my ook verder verbly. Hy sê mense, hierdie omstandighede wat ek beleef, al hierdie moeilikhede, hy sê, weet jy wat, dit is tot voordeel van die koninkryk. Hy sê, as ek nie 'n gevangene was nie, sou die keiserlike wag nie van Christus gehoor het nie. Jy sien, hy het hom geposisioneer.
En baie keer wanneer die Here my en jou gaan posisioneer, gaan dit nie maklik of gemaklik wees nie. Maar ek gaan binne in sy wil wees. Want jy sien, hy wil my en jou gebruik. En Paulus sit daar, hy sit met hierdie en hy sê, verbly jou in die Here. Hy sit in daai omstandighede, hy verbly hom in die Here. Hy kies om in liefde te wandel. Wat kies jy en ek vanoggend? Hoe kies ek en jy? Hoe gaan ons wandel en optree teenoor die mense daar buitekant? Beklei ek en is ek suur oor hierdie wag wat my die heeltyd dophou? Hierdie ouens wat so my valslik beskuldig. Hy sê dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my 'n wins. Hy sê ek wil niks doen waarvoor ek gaan skaam wees nie. Ons kan kies. Wat dink jy? Is wat ek dink waar? Ek is kwaad vir mense, ek het 'n wrok teen mense, ek is omgekrap oor mense. Maar stop. Moenie toelaat dat die emosie, moenie in jou rooi brein ingaan en jy word so kwaad dat jy jou toys uit die kos uitgooi. En dan na die tyd kry jy selfs te skaam om te gaan om verskoning vra, want jy het goed gesê en goed gedoen, wat jy nie moes gedoen het nie. Hoekom? Because daar was nie 'n impulskontrole nie. Jy het nie selfbeheersing toegepas nie. Ek het nie gestop. Asem gehaal. Gedink. Kan hy laaste slide vir ons gooi? Gerard. Stop. Het hierdie goed al gedoen met julle? Stop. Asem diep in. Hou hom vir 4 tellings. Asem stadig uit, 4 tellings. Asem stadig in, 1, 2, 3, 4. Hou hom, 1, 2, 3, 4. Asem stadig uit, 4, 3, 2, 1. Doen dit so 'n paar, 3 keer, want dit is fisiologies as daar 'n reset in jou brein wat plaasvind. Dink. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is dit wat ek, die inligting, dit wat ek nou beleef het, is dit die waarheid? Wat is waar? Ek kon kies. Wat is waar? Ek moes nie gesê het wat ek gesê het nie. Wat is die waarheid? Dalk is ek skuldig. Dalk is ek verkeerd. Wat is regverdig? Is dit wat ek verwag van my huweliksmaat, my vrou of my man? Is dit regverdig? Stop. Bedink dit. Bedink alles. Is dit waar? Is dit eerbaar? Is dit regverdig? Is dit rein? Is dit lieflik? Is dit loflik? Watter deeg, watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. Maar ons skiep dit. Ons gaan van strip my radkas toe na doen toe. Impuls. Stop. Hy sê en dan beplan. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het. Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Hoe moet ek optree? Wat moet ek doen? Kan jy verstaan hoekom ek in my logiese brein moet wees, in my blou brein? As jy jou radkas gestrip het en jy's kwaad, of daar's vrees, daar's angs, of wat so emosie daar ook al is, jy kry 'n manier om terug te gaan na die blou brein toe van die rooi brein af, is wanneer jy stop en jy begin goeters te bedink. Vra jouself vrae. En Here, wat is dit wat ek moet doen?
Doen dit en die God van vrede sal met jou wees. Doen wat die Here sê en die God van vrede sal met jou wees. Vra hom verskoning, want jy moet hom verskoning dalk vra. Verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Jy kan kies. Jy het vanoggend 'n keuse. En ek wil jou aanmoedig, in hierdie tyd waar ons teen die einde van die jaar is, daar's soveel mense wat ek mee praat, almal sê vir my, ek kan nie onthou wanneer laas 'n jaar so vir my afgesluit het. So ek dink self, hierdie laaste 4 weke, ek voel soos groente in 'n tuimeldroër. Goed geskommel. Maar jy sien, hoeveel keer moes ek stop, hierdie eie goed vir myself sê, ek kan nie daai ou se lewe verander nie. Ek kan nie iemand anderster, ek kan net myself verander. Stop! Maar as ek begin optree, soos wat die Here se optree, kan ek iemand anderster dalk beïnvloed en hulle verander. Maar ek moet my gedrag, want ek is verantwoordelik vir my gedrag. Your responsibility is you've got the ability to control your response. Respond to your ability. Wat's my ability? Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. So as jy kwaad was vir my erns deur hierdie jaar, grow up and get over it. Ekskuus, ek bedoel nou nie lelik nie. Maar ek bedoel wat ek sê. Sê sorry. Ek het sorry gesê. Maar weet wat, baie keer neem ons aanstoot oor dinge wat, omdat jy skuldig voel. Your ability is beheer jou lewe. As jy kwaad was vir my en ek het iets verkeerd gedoen, kom sê my. Want die intensie was nie om jou kwaad te maak nie. Vat verantwoordelikheid vir jou op. Moenie hierdie jaar afsluit as 'n slagoffer van ander mense se gedrag nie. Moenie hierdie jaar afsluit as 'n slagoffer omdat jy aanstoot in jou hart dra. Moenie hierdie jaar afsluit omdat jy 'n slagoffer is van finansiële stryd en probleme. En dat jy op 'n plek kom dat jy so negatief, so mismoedig, so vrees en angsvol raak dat jy vergeet en jy kan nie meer dink aan wat die beloftes van die Here is. Dat jy nie kan bewus wees van sy teenwoordigheid, dat jy nie geleenthede kan raak sien wat die Here jou pad langs het, wat hy vir jou skep nie. Want hoekom? Jy sit in jou rooi brein. Sluit jou jaar af en kies. Bedink wat waar is, wat rein is, wat loflik is, wat regverdig is. Jy kan kies. En Vader, ek bid vanoggend dat U ons sal help. Here, vergewe ons waar ons met ons tonge seer gemaak het. Waar ons met ons tonge vernietig het. Waar ons met ons tonge mense stikkend gesny het. Here, waar ons met ons tonge onsself, is amper soos iemand wat selfmoord besig is om te pleeg. Want my tong is ek besig om myself te vernietig. Here, vergewe ons waar ons dit gedoen het. Want Here, U woord leer ons in Jakobus, daar kan nie lewe vars water en bitter water uit dieselfde mond uitvloei. Here, dankie dat in U is ons tot alles in staat. Ons is in staat om selfbeheersing toe te pas. Dis dit vrug van die Gees wat in ons woon, is selfbeheersing. Heilige Gees, help ons om te kies, reg te kies. En Here, dat ons hierdie jaar sal afsluit
om my te verbly in U. En Here, ons bring vanoggend ons begeertes na U. Maar Here, dankie dat voordat ons nog vra, weet U al wat ons nodig het. Maar Here, ons wil vanoggend met danksegging ons begeertes bring. Dankie dat U by my is, met my is, dat U my nooit los nie. Dat U my voetstappe gaan rig. Here, dankie dat U my in staat stel om die regte ding te doen. Dankie dat U my in staat stel dat U liefde my dring. Here, dat ek in liefde sal optree. Here, U vrede, dat dit deur elkeen van ons sal spoel. Elkeen wat na die boodskap luister, dat U vrede deur ons sal spoel. 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat maak dat ek in gehoorsaamheid beweeg. Vrede dat al is ander mense besig om allerhande goed te doen, te sê, geraas daar buite. U vrede wat alle verstand te bowe gaan. En my verstand sê, maar hy is onregverdig. Dit kan nie so werk nie. Maar u vrede wat my denke en rasionaal te bowe gaan en sê, ek seën jou in Jesus naam. Here, leer ons om te luister na daai eerste gedagte wat by my opkom. Daai eerste gedagte wat sê, bly stil. Daai eerste gedagte wat sê, moenie. Here, leer ons om U stem te hoor en te luister. En dat ons nie net sal hoor, maar ook sal doen. Bid ek vir elkeen van ons in Jesus naam. En waar ons moet gaan om verskoning vra, Here, lei ons om dit te doen. Dankie, Here. Van net 'n oomblikie. En gee jouself vir hom vanoggend. En dan is dit kies om jou te verbly. En Heilige Gees, dat U ons voortdurend sal herinner om te stop, tot 10 te tel, net asem te haal. Die dinge daarbo te bedink. Te doen, te hoor en te beplan wat U sê. En dat ons sal doen wat U met ons deel. En ek bid dit in Jesus naam vir elkeen. Ek bid dit in besonder vir myself vanoggend. Ek dank U, Here. Dankie dat U met ons is. Amen. En amen.